Maar julle kom ons kom by vandag se preek. Nou, ons is besig met die reeks wat ons noem Lys dit. En alwaaroor dit gaan is dat baie kere in my en jou geloofsreis sien ons mense wat dalk bietjie meer uitstaan in hulle geloof as ander mense. Ek weet nie of jy dit al net so gesien het nie. Asof hierdie mense wanneer hulle bid en dan luister die Here. En wanneer hierdie mense dalk sing en dan beleef ons die Here. Of as hierdie mense praat dan luister die mense en beleef die Here. Of as hierdie mense Bybel lees dan verstaan hulle wat hulle lees. Of as hierdie mense te doen kry met God of wat ook al op manier 'n besigheid so bestuur tot eer van die Here, hoe ook dit mag lyk, dan werk die ding. En dan sit 'n baie ander mense in die ander pool en sê maar hierdie goed klink great en dit klink mooi van 'n kansel af as mense preek daaroor, maar in my werklikheid doen dit net nie so nie. Dit loop net nie so nie. Ek sien dit net nie so nie. En ek het al baie gewonder oor hierdie ding, maar hoekom gebeur dit? En die kort antwoord is net, ek het agter gekom dat baie van hierdie mense se harte is dieselfde, maar wat hulle doen is nie dieselfde nie. En daar's dalk klein goedjies wat ek en jy dalk vergeet as gelowiges om op 'n lys te sit en te sê, maar hierdie is wat die Here van ons vra, hier's hoe dit lyk, en wanneer ons hierdie goed doen, dan gaan dit werk. Dan gaan daar vooruitgang wees, en dan gaan daar deurbraak wees, en ons gaan nie mooi van die Here sien, en die seën van die Here sien, en alles wat almal wil hê. Maar hoe kom ons daar? Lys 'n paar goed. Nou laasweek het ons begin met hierdie ding, maar vandag gaan ek bietjie aanpraat, en ek gaan vandag se tema net noem wind of woeker. En ek dink so aan 'n storie van hierdie lys dit, wanneer was dit 'n paar jaar terug, en ons het so 'n lysie op die yskas gehad, onthou jy dit, so 'n klein kort magneetlysietjie. En op 'n stadium het daai lysie mooi gewerk vir ons. Nou, laasweek het ek gevra, wie is lysie mense? En hulle het hulle hande met baie trots in die lug gesteek en gesê, ek lys elke ding. Jy weet, van my kalender, ek weet wat per minuut gebeur binne in my lewe. En die Here weet as iemand my bel, want hulle nie met my bel, wag ek grap, is nie so erg nie. Maar lysie mense het nogal, hulle het hulle dinge gelys. Hulle het hulle take gelys, hulle weet wat hulle doen die dag. En dan het ons 'n groep gehad wat ons gesê het, okay, ons weet ons is nie die lysie mense nie. Ons gaan soos ons voel, né? En ek onthou op baie lysie op die yskas van ons. Stefanie se voor sy inkopies doen, ons alles daar skryf, en as ek iets wou gehad, moes ek iets opskryf. En dan kom sy terug en dan soek ek iets wat ek graag wou gehad het, dan sien ek is dit daar en sê ek maar Engel, maar luister hier, hoe kon jy dit vir my gekry nie? Dan sê sy net hierdie woorde vir my, as dit op die lys was dit hier. Nou as jy gewonder het of jy 'n lysie mens is of nie, as jy al ooit daai sin gehoor het, jy's definitief nie 'n lysie mens nie, okay? Enigiemand wat daai posisie gevind. Okay, hoekom is dit nie hier nie? Want jy het dit nie gelys nie. Enigiemand al ooit daar gewees? Ja, hier's baie van ons. Ek wonder as baie van ons verstoei in ons geloof of die Here nie dalk daai antwoord vir ons gee nie. As dit op jou lys was van waar jy geleef het of waarvoor jy gebid het of hoe jy goed moes gedoen het, dan sou dit daar gewees het in jou lewe. Dis net nie daar nie, want is nie gelys nie. So wat moet ons lys vandag? Hierdie wind of woeker is waaroor ons gaan praat. En dit kom uit 'n storie wat ons almal baie goed ken uit Matteus 14 uit, waar Jesus op die water loop. Een van die amazingste wonderwerke, een van die mees gepreekte wonderwerke. Maar kom ons duik in hierdie storie in en ons kyk na wat is die een ding wat ons moet lys en ons gaan die Here dan so beleef. So in Matteus 14 vers 22. Dadelik hierna, en hierna is net Jesus het gepreek vir 'n klomp groep mense, het Jesus sy disippels gedwing om weer in die skei te klim en na die oorkant van die see te vaar terwyl hy mense intussen huis toe moes stuur. Daarna het hy teen die berg uitgeklim om eenkant te gaan bid. Laat aand was hy alleen daar. Ondertussen was die skei reeds ver van die land af met 'n sterk wind teen hulle moes hulle teen die woeste golwe veg. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die disippels hom so op die see sien loop, was hulle verskrik en hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink dis 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Here, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. En ek gaan net eers daar stop, ons ken die res van die storie, waar Petrus toe die boot uitklim en hy loop nader aan Jesus. Maar toe ek hierdie storie lees, die eerste ding wat my so vang uit hierdie skrif uit, en ons lees baie keer verby daai woord, is hoe Jesus die disippels dwing. Net daai woordjie. Jesus dwing sy disippels om in hierdie bootjie te klim en te sê, nou gaan julle vaar. My eerste vraag was, hoekom moes Jesus hulle dwing? Is dit nie vir julle vreemd nie? As Jesus, die leermeester, die wonderwerker, iets van jou vra, dan is dit net 'n goeie idee, as jy al hierdie goed gesien het, en hy vra iets vir jou, soos klim in die bootjie en gaan so lank oor, hoekom moes God hulle dwing?
En ek het baie daaroor gestoei, maar soos die storie loop, weet ons daar's 'n groot storm wat uitgebreek het. En hierdie ouens wat die disippels was, baie van hulle was ervare vissermanne. En miskien was hulle al op die water, die see van Galilea waar hulle tans is. En hulle het al agtergekom as daai tipe wolke oorkom met hierdie tipe wind wat waai, dan is dit nie goeie nuus wanneer ons nou oorvaar nie. Jesus, ek dink ons moet wag tot môre. Jesus, ek dink nie dit is nou 'n praktiese idee nie, dis nie 'n goeie rasionele besluit nie. Ons weet waarvan ons praat, ons het ervaring hier binne. Daai storm, dit gaan nie goed eindig nie. Dat Jesus so streng met hulle moes praat en hulle dwing om iets te doen. Ek weet nie van jou nie, maar ons leef in 'n tyd waar daai woordjie amper soos 'n vloekwoord is, né? Ons almal het ons vrye wil, en as jy nie jou vrye wil kan kry nie, dan kry jy een of ander unie om jou te beskerm. Ons almal net 'n wil. Maar jy al ooit beleef wanneer goed jou dwing in 'n rigting in? Is nie so lekker nie. Wat as God jou dwing in 'n rigting in? Goed gebeur so waaroor jy bid en dit druk jou net in 'n lyn in waarin jy nie gewoond is nie, waar jou kop vir jou sê, "Wow, dit maak nie sin nie. Ek weet nie of hierdie 'n goeie idee is nie." En jou kop stoei so met jou, maar iets voel net, maak nie saak wat ek doen nie, hier gaan ons. Dalk was dit al die lewe en omstandighede wat jou al so gedwing het in 'n rigting in. Dalk seer. Dalk 'n skielike werksverlies. Dalk 'n verlies van 'n geliefde. Dalk een of ander manier hoe lewe jou net gedruk het, 'n siekte wat oor jou pad gekom het en hier sit jy. 'n Verhouding wat net skeef geloop het en hier sit jy. En is seer en is nie lekker nie en is gedwing. Nie voor gevra nie. Daai is nie die lekker tye in lewe nie. En die disippels weet wat kom. En dalk het hulle vir Jesus probeer raad gee. Sê, Here, is dan nie wind hier weer, dit. En partykeer kan ons gebede ook so klink. Here, maar Here, sien nie wat hier gebeur. Here, sien nie. En die Here sê net, klim in die boot. Gaan. Doen wat ek vir jou sê. En disippels klim toe in die boot en gaan. En hulle beleef toe een van die grootste stryd van hulle lewens. Hulle is vasgevang tussen die wind en die woord, die seun van God, die Jesus wat daar staan, wat bekend staan as die woord van God, né? Nou hierso is die storie. Ek en jy gaan kyk na die disippels wat vasgevang is in hierdie tyd waar hulle gedwing word in iets in. Na watse kant toe kyk hulle, wat beleef hulle van 'n kant af, en uit hierdie uit moes hulle iets kies wat hulle op hulle lys sit, en dit het hulle storie bepaal. Dit het hulle rigting vorentoe bepaal. Nou, kom ons kyk bietjie, die wind teenoor die woord. Die eerste ding wat jy sal oplet, wat die disippels so ervaar en wat jy gesien het in die skrif, die wind voel naby en die woord voel ver. Jy weet, hierdie storm kom so skielik. Hierdie storm tref hulle. Nou, hierdie meer eintlik waarop hulle is, dis nie 'n see nie, die see van Galilea is eintlik 'n meer, maar dit is 'n groot meer, dit is 'n groot dam, dit noem dit die see, vir 'n klomp redes. Weens die taal en die vertalings en die goeters, vertaal dit net beter see toe, maar hier is die groot ene, is dat wanneer die wind gewaai het op hierdie ding, sou dit gelyk het amper soos die see. Daar was golwe in 1992, die onlangste grootste storm wat die see van Galilea getref het 3 meter golwe op die see van Galilea gebring. Nou, 'n ervare visserman sal weet, as dit 'n meter golf is, dis rowwe winde, dis nie lekker nie, maar 'n meter kan ons dalk nog bestuur en ons kan om dit kom. 2 meter? Wow. 3 meter? Wow. En hierdie storm, waarvan hierdie ouens praat, het hierdie ervare manne so in paniek. Hulle is so paniekerig, hulle is so angstig. Dis nie metergolwe waarvan ons hier praat nie. Hierdie is ouens wat groot golwe veg. En al wat hulle voel, is die storm. Al wat hulle voel is die wind. Al wat hulle voel is die chaos, al wat hulle voel is die seer, al wat hulle voel is die vrae, al wat hulle voel is, luister, ons moet oorleef, ons moet water uit hierdie boot uit kry, ons moet die wind lees, maar ons kan nie met die wind draai, en dit is net, ons weet nie wat om te doen nie. Het jy al ooit so gevoel in 'n windseisoen? Okay, niemand, great. Okay, julle einde van die preek. Hoop julle het 'n fantastiese week verder. Kom nou. Ons almal was al in daai winde. Ons almal was al in daai storms. Of dit 'n innerlike stoei was, wat jy net, al wat jy voel, al wat jy aan dink, al wat jy voel in jou binneste is die wind. Dis al waarvan jy bewus is, dis al wat jou dryf, dis al wat jou mal maak, dis al waarvan jy dink. Vat al jou energie, vat al jou gebede. En jy hak vas. Dis net die wind.
Die wind voel naby. Maar ek en jy kan kies. Waar kyk ek en jy vas? Want alhoewel die wind naby was en die storm eg was God die een wat hulle daarin gestuur het. En ek en jy moet onderskei. Gaan ek na sy woord luister, want hy het my gestuur, hy het my gepraat, hy het my gelei, en jy het al agtergekom, iewers in 'n windstormseisoen, is daar 'n stem wat praat, dalk saggies in jou binneste, of dalk deur iemand, en daai woord is fantasties, daai woord is amazing, want dit help jou besef, maar okay, dalk is God in hierdie prentjie nog, dalk is nie net ek wat mal raak nie, maar dit is nie asof die storm verdwyn nie. Okay, kom ek praat gaan met julle Christene. Meeste van Christene wat ek ontmoet, hulle stoei so om 'n woord van God af te kry, met hulle dink as ek 'n woord van God af kry, is die storm weg. Dis nie waar nie. As jy 'n woord van God ontvang, gee dit vir jou oë om 'n plek om te kyk, nie vir die wind om te verdwyn nie. Dit vestig jou oë op hom. Dit gee vir jou hoop vir jou siel, hoop vir die toekoms, krag vir nog 'n tree vorentoe. Nie die storm verdwyn nie. Dis net, jy sien God in die storm. En dan kom Jesus met daai mooi woorde, wat ek dink meeste van ons omgekrap het, en ook, of meeste van die disippels omgekrap het, en ek dink as God het vir ons sê, in ons storms voel ons ook omgekrap. Dalk nie, net vrede nie. Hy sê, moenie ontsteld wees nie. Dit is ek. Ok, Here, dankie. My ontsteltheid sal vinniger verdwyn, as U die storm net laat verdwyn. Het jy al ooit so gevoel? Here, dankie dat U beloof U is by my, maar kan die wind net bietjie bedaar? Kan hierdie binneste stoei, kan hierdie omstandighede, die uitdagings net bietjie ophou? Kan die deurbraak net kom? Kan ons die uitweg sien? Here, moenie net sê asseblief, moenie ontsteld wees nie. Dis soos wanneer jy getroud is en jy sê vir jou vrou, wees net bietjie rustig. Het jy al daai kyk gesien? Ek kon nooit agterkom, hoekom maak my woorde haar so kwaad? As ek so kalm praat, en nog advies van kalm te gee, dalk moet ek vir haar sê, hy wees kwaad, en dan miskien, dis nou 'n goeie raad, ja, sê vir jou vrou, wees kwaad, en dan volgende week gee my die terugvoer, dalk het sy bedaar, maar Jesus kom en hy gee daai woorde, die woord voel so ver, maar die wind voel so naby, dis die eerste ding wat jy gaan beleef, as jy in hierdie ding kom, van waar God jou in dwing, en dan die tweede ding wat jy gaan sien en beleef, is die wind sien 'n spook en die woord sien 'n seun. Hierdie is so moeilik ene. Die wind sien 'n spook. Wat bedoel ek daarby? Julle het gesien, die disippels spartel so in hierdie boot. Hulle weet nie wat om te dink, hulle is oorweldig deur die storm. Jesus kom aan, sê moenie ontsteld wees nie. Maar hulle spartel so. Toe hulle Jesus sien, raai wat was hulle koppe? Dis 'n spook. Nou ek weet nie of hulle dalk die aand voor die tyd om die braaivleis 4 paar spookstories vir mekaar vertel het, en nou kon dit net vinnig daar gekry het nie. Ek weet nie wat die storie was nie. Dalk was daar een of ander legende dat daar 'n spook op hier meer as ek weet nie. Maar alles wat hulle aan dink, is nie, hier is ons die Here nie. Uiteindelik, hier loop God en kom help ons nie. Uiteindelik, hier is die deurbraakie of hier is die engel nie. Hierdie ouens het al wonderwerke gesien, julle. Die eerste ding wat hulle dink, is nie wat die wonderwerke hulle vertel nie, maar is wat die wind hulle vertel. Hier is 'n spook. Ek weet nie van jou nie, maar ek het agtergekom my eie lewe, en as ek bietjie van ons geloofshelde bestudeer, as jy lank genoeg in die wind vassit en die wind vaskyk, sien jy 'n spook. Jy begin goed sien wat nie eens bestaan nie. As jy lank genoeg stoei in jou huwelik, gaan jy goed begin glo oor jou man of vrou wat nie eens die waarheid is nie. As jy lank genoeg stoei in jou binneste, en nie na die woord toe gaan en luister wat God sê nie, gaan jy begin waarhede inkleer oor wat ook al omstandigheid of oor wat ook al persoon. Was jy al daar? Waar jy so lank gestoei het, dat jy jouself al goed uitgepraat het, wat God vir jou gevra het, dis waar jy moet wees. Ek het al begin stoei op plekke in my lewe, waar ek al gebid het teen die duiwel, maar meantime was dit God wat hy goed op my pad gestuur het. Is jy al daar? As ons lank genoeg stoei in 'n wind en 'n storm, dis nie goed vir ons siel nie. As jy vaskyk in die wind, gaan jy spooke begin sien, maar eintlik is dit God wat begin beweeg in jou lewe. Eintlik is dit nuwe
Dis die deurbraak waarvoor jy wag. Dis die deur wat jy wil hê moet oopgaan. Maar as ek en jy nie ons oë kan rig op die woord hê, gaan ons dit mis. Die wind voel bekend, maar wat God begin doen, voel vreemd. As jy wil weet of jy die regte pad stap met die Here, God lei jou altyd in vreemde seisoene in. Altyd. Hy vra jou om goed te doen wat jy nie aan gewoond is nie. Hy vra vir jou om goed te doen wat voel soos spooke vir jou. Hy lei jou soontoe. Ek het hierdie woorde gehoor, 'n definisie van geloof wat sê vrees is die teenoorgestelde van geloof. En ons sien dit nogal in hierdie storie. Maar as jy lank genoeg vasstaar in die storm, is daar net vrese wat wakker word. En jy begin spooke sien. Jy begin goed inlees wat nie eens daar is nie. En dit raak jou waarheid. Besop dat jy nie te lank in die spook vassien nie, want hulle het gedink is die spook, maar meantime was dit die seun. Die seun van God. Maar hier kom ons by die groot ene. As jy kyk na die wind teenoor die woord, jy gaan altyd sien die wind waai, maar die woord woeker. Hierdie is vir my so interessant, dat uit almal in die boot, is daar een ou met die naam van Petrus, wat al die wonderwerke gesien het wat die res gesien het, wat al die gebede gebid het wat die ander gebid het, wat daar is soos al die ander disippels, Jesus nie op 'n ander manier gesien en beleef nie, het nie iets spesiaal nie, maar daar's iets anders in sy hart en in sy lys, wat die ander nie het nie. En hy kyk na Jesus, en hy sê, maar Here, is dit regtig hier is? Hy's nog nie oortuig nie. Nog nie oortuig nie. Hy sê, maar ek ken nie die stem. Die storm is nog daar, dis oorwel, hy hoor nog die storm voel nog nader as die stem. En hy sê toe, maar Here, as dit regtig hier is, sê vir my ek moet kom en klim ek uit, en hy doen dit toe. En hy loop toe op die water. Jy sien iets wat hy reg kry, is hy besef, maar as God praat, is dit nie om jou beter te laat voel en jy bly sit op een plek nie. As God praat, is dit om jou te laat begin loop. En iewers het Petrus hierdie ding al besef in sy lewe. Die woord kry jou om te woeker. En ek weet nie van jou nie, maar ek dink daar's te veel Christene vandag se tyd, wat te veel wil hoor van God en te min wil doen. Hulle soek 'n woord van die Here om beter te voel, maar minder te beweeg. Hulle wil hê God moet namens hulle beweeg. Hulle wil hê God moet al hulle oplossings vir hulle bring. Hulle wil net soos iemand wees wat sit en God kom en bedien hulle net en gee net vir hulle en los alles op en sit hulle lewe net in paradys en al wat hulle sê is dankie. Maar Petrus besef, nee. As God praat, is dit dat ons 'n tree moet gee en al tree wat ek het is op water en ek is klaar in die boot. En hy begin toe loop. En hy begin toe loop. Hy begin toe loop op 'n plek wat nie bekend is nie. Wat in sy wêreld onmoontlik was. En dit is die definisie van geloof. Geloof is iemand wat woeker. Nelis, ons einste baksteen. Hy het so 'n paar weke terug praat hy so oor 'n diens wat hy bygewoon het lank terug. En waar hierdie pastoor dominee, ek weet nie wie dit was nie, en hy sê toe net hulle praat oor finansies en hy gee toe die kerk gee toe soos R10 of R20 vir die hele gemeente. En hy sê toe net, luister, God wil hê jy moet gaan woeker met hierdie R10. Gemaak hierdie R10 te R20 hierdie week. Gaan woeker net daarmee, gaan doen iets daarmee, gaan groei hierdie ding, moenie net sit met dit in jou sak nie. En in hierdie week onthou ek daai storie wat hy vertel het, en ek dink, maar hoeveel van ons het geloof in die sak? Hoeveel van ons het 'n verhouding met God? Hoeveel van ons sit en ons ken hom, en ons bid, en ons doen die ding, en ons aanbid, en ons harte is oop, en ons is gewillig, maar ons woeker nie met ons geloof nie. Ons laat ons denke, ons besluite meeste van die tyd bepaal. Maar as God regtig begin praat in jou lewe, kan ek nou al vir jou sê, nie alles gaan sin maak nie, maar jou geloof moet jou kry om te beweeg. Jou geloof moet vir jou begin tree gee. Jou geloof moet jou begin laat dinge doen. En daar's te veel Christene wat sit. Daar's te veel Christene wat wag. Daar's te veel Christene wat al lank al iets gehoor het van die Here, maar nog steeds nie reageer nie. En ek is vandag hier om my woord op jou lys te probeer kry en te sê, sit woeker op die lys. Want as jy 'n storie van God wil hê, jy gaan of dalk een van die disippels wees wat net praat oor die wind en die storm en ek was in die boot maar ek het oorleef. Of jy gaan praat soos Petrus en sê, maar joh, ek het meer as dit gedoen, ek het uit die boot uitgeklim en ek het begin loop. En ek weet nie hoe lyk hierdie vir elkeen van julle nie.
Dalk druk die Here iets op jou hart. Dalk is jy iemand wat net wil besig wees en klomp dinge doen en jy is iemand wat net hou van woeker. En miskien kom die Here en sê, maar jou geloof is om bietjie net te wag vir my in hierdie seisoen. En dit klink so ironies wat ek nou sê. Maar dalk kom die Here en sê net, jy is gewoond om 100% hard te druk in 'n rigting. Ek wil hê jy moet net 50% druk in 'n rigting. Dalk is dit iets kleiner. Dalk is dit iets soos, die Here vra jou om net bietjie meer toegewy te wees in jou spasie saam met hom, jou tyd saam met hom, elke dag te mediteer oor hom, te bid saam met hom. Om vriendskap met God te hê. Nie net nou en dan by hom uit te kom nie. Dalk klim net uit en begin jou Bybel lees. Van julle sit dalk hier vanoggend en dit was vir jou 'n woeker storie net om op te daag en kerk toe te kom. Ek eer jou vir daai geloof. Party van ons is maklik om kerk toe te kom, party van ons stoei nog. Want ons het vra met die Here. Ons goed maak nie sin nie. Ons voel soos hy Petrus wat net sê, maar Here, hoe gaan ek op water loop? Ek weet nie hoe die geloofstorie vir jou lyk nie. Maar hier's wat ek weet. Die Here gaan nie praat en vir jou vra om te sit nie. Hy gaan vir jou vra om te beweeg. Wat is jou geloofstorie? En dan wil ek net 'n bietjie verder praat oor hierdie. Iets wat my so opval van hierdie stories van geloof, wat God ons altyd teenroep om te woeker met geloof, is dat ons dink baie keer geloof is hierdie vaste sekerheid, maar as ek Bybel lees en ek sien die skrif, is daar altyd twee dinge. Jy kry baie keer daai geloof, soos wat Paulus van praat in 1 Korintiërs 12, waar hy sê, geloof is soos 'n bonatuurlike gawe wat jy net kry, is 'n geskenk wat God vir jou gee, en jy kry net hierdie dapperheid binne jou, en jy sê net, wel vandag gaan ek hierdie doen, want ek weet die Here vra my om dit te doen, en jy is net so oortuig van jou saak, en jy doen dit. Dis lekker, dis amazing, maar hoor mooi, dis nou en dan. Dis nie altyd nie. Ons sien baie stories in die skrif, waar geloof nie so sekerheid klink nie, maar geloof soos 'n miskien klink. Ken jy geloof as 'n miskien? Waar jy iets doen, en jy het daai woord gehoor, maar die storm voel so groot, en jy sê, maar miskien as ek hierdie doen, dan gaan die Here agter my wees. In 1 Samuel 14 lees ons so 'n storie, en daar's baie van hulle in die Bybel, waar Jonatan, met sy pa is koning Saul, hulle is besig om oorlog te voer, en Saul het 600 manskappe mekaar gekry, en Jonatan kry hierdie idee, hy kry die woord, en hy sê, maar net hy, saam met sy wapendraer gaan na die Filistyne toe gaan. Mal idee. Hallo, dis nou net jy Jonatan, jong laaitie, met 'n wapendraer, en nou gaan jy die Filistyne aanvat? Wat dink jy? Dit klink belaglik. En hy klim toe oor die berg. Hy kom toe aan die ander kant, maar hy sê vir sy wapendraer, kom ons gaan. En die streng vir hom sê, kom ons moet nou gaan. En ek sê nou 'n bietjie uitbrei op daai, en hy sê, kom ons moet nou gaan. En dan sê hy hierdie woorde, want miskien sal die Here by ons wees. Miskien. Jo, maar jy vat 'n groot kans vir 'n miskien, Jonatan. Jy sit jou lewe op die spel vir 'n miskien. En hy sê hierdie woorde, maar as die Here die oorwinning vir ons kan gee met baie mense, dan sal hy dit vir ons kan gee met min mense ook, want die oorwinning is hy, nie ek nie. En hy klim toe oor die berg, en hy sien toe oor die oorwinning. Amazing story, gaan lees dit. Maar daai is 'n miskien geloof. Ek onthou, toe ons hierdie gemeente begin het, dit was die lekkerste deel, was die begin. Weet jy hoekom? Want ek het daai sekere geloof gehad, daai sekerheid gehad. Ek het geweet ons moet die kerk begin. Ons het bevestiging kry vir alle parte af. Ons het geweet. Okay, lekker man, hier gaan ons, hier kom 'n storie. Weet jy wat was nie lekker nie? Die miskien geloofstories in dit. Want later aan, toe die kerk gevestig is en ons begin nou en ons doen ons ding, is al uitdagings op ons tafel. Gaan ons nou vorentoe? Gaan ons hierdie ding doen? Gaan ons nie hierdie ding doen nie? Hoe gaan ons hierdie ding groei? Hoe gaan ons mense nog bereik? Hoe gaan ons mense wat ons weet nie is van ons weet nie, hoe gaan ons by hulle uitkom? En dit is net uitdagings op uitdagings. En daai seisoen was hierdie miskien geloof, maar miskien moet ons hierdie doen. Want miskien is die Here in dit. Miskien sal die Here. Miskien geloof. Jy sien, geloof is 'n 50-50 ding. 50 jy, 50 die Here. En ek weet baie van ons wil net die storie hê van 'n was 100% God. En hy kry 100% die eer, altyd. Maar God wil hê jy moet van jou stoel afklim. God wil hê jy moet begin iets doen. Begin woeker met jou
geloof, dan sal jy die oorwinnings begin sien. So vandag praat ek met 'n paar van ons wat bietjie sit. En jy kan Bybel lees, en jy kan bid, en jy het al die antwoorde. Jy het selfs geloofstories van die verlede. Jy het dit. Maar God vra vir jou 'n nuwe tree. En dit voel onbekend. Dit voel vreemd. Gehoorsaam. Doen dit. Want miskien sien jy 'n storie van God wat jy nog nooit gedink het iets moontlik is. So ek weet nie of jy nog woeker met jou geloof het. Dalk is jy iemand wat woeker met jou geld. Dalk is jy iemand woeker met drome. Dalk is jy iemand wat aan die gang is en besig is, maar jy hou jou geloof in die gatsak en dit is maar net vir jou om hemel toe te gaan. Geloof is nie net daar sodat jy hemel toe kan gaan nie. Geloof is daar sodat jy hemel op aarde kan bring. Woeker daarmee. Skryf stories, vertrou die Here, tree uit, doen iets wat jy nie aan gewoond is nie en sien God beweeg. Daar's dalk 'n rede, julle. Hoekom ons leef in 'n tyd waar mense baie vrae het oor God. En ek praat spesifiek nou met die Christene. Want wanneer hulle na ons kyk, sien hulle dalk net goeie mense wat rondloop met goeie harte. Kan ek baie eerlik met ons almal wees? Daar's baie mense wat ook nie die Here ken, wat ook goeie mense is wat rondloop met goeie harte. Dis die waarheid. Nie elke persoon wat die Here ken is wreed nie. Nie elke persoon wat die Here nie ken is wrede mense nie. Daar's baie goeie mense op aarde. Hoekom is Christene nodig? Dit is nie net om goeie dade te doen op aarde nie. Dis so belangrik, maar dis nie alles nie. Dis sodat ons geloofsdade kan doen, sodat mense wat stoei in hulle geloof kan sien, maar God leef nog. Sodat hulle kan sien, maar God beweeg nog. Sodat daar stories kan wees. Jou kinders, vaders, ma's, jou kinders het geloofstories nodig. Nie net Bybelkennis nie. Hoor wat ek sê. As God vir jou iets deel uit die woord uit, is nie dat jy beter voel nie, dis sodat jy begin woeker met jou geloof. En ek dink die Here voel party dae, en ek dink, want ek kan nie woorde in sy mond sit, en ek wil ook nie. Maar ek dink die Here wil soveel stories skryf, en hy voel net maar waar's die mense wat wil beweeg? Wanneer laas was jou gebed van beweeg? Van Here, nie net seën my nie, of Here gee vir my nie, maar Here sê vir my wat U wil hê. Here sê vir my wat ek kan doen. Waar wil U hê moet ek beweeg? En doen dit. En jy gaan dalk mal goed hoor, maar net soos Jonathan gesê het, ons moet nou gaan. Wanneer jy dit hoor, doen dit nou. As Petrus nog 15 minute of 20 minute gewag het, soos hy oorweeg gedwaal het in die storm vasgekyk het, en hy sou nie aan die boot uit geklim het nie. Hy het dadelik gereageer en gesê, okay Here, as dit regtig U is, sê vir my, dan kom ek. Nie wanneer ek reg voel nie. Nie, okay, ja nee, dit is toe so nie. Here, as jy gepraat het nou, mag ons daai tipe reaksie sê saam met die Here. En dan sal jy die storie sien. En met liefde sê ek hierdie weer. Al bid 100 mense vir jou. Maar jy woeker nie met jou geloof, gaan jy nie God se storie sien in jou lewe nie. Al ken jy jou Bybel van voor tot agter, jy lees hom 3 keer 'n jaar deur, en jy leer nie om te woeker met jou geloof nie, gaan jy nie die storie sien waarvoor jy bid nie. Kan ek ons aanmoedig vandag? En sê, daar's 'n storie wat wag vir jou. God wil 'n getuienis skryf met jou, my en jou lewe. Maar woeker. Dit gaan dalk van ons vra om ophou te begin kerm oor probleme. Om ophou te begin fokus so op die storm, en al waaroor ons praat is die storm, en al wat naby voel is die storm, en al wat ons wil weggee is die storm, en die storm is die definisie van alles. Ons gaan dalk moet stop met dit. En daai klein fluistering wat ons hoor in ons binneste. Maar ek onthou toe die Here gepraat, ek onthou toe ek het gevoel het, ek onthou hoe werklik dit was, ek onthou en ek moet reageer. Dis jou werk, niemand anders sin, om daai geloofstorie te skryf nie. Dis jou werk. En dis hoekom Paulus dit so goed saamvat in 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 7. Waar hy sê, ons is dus altyd vol moed, omdat ons weet, dat alhoewel ons nog in die liggaam woon, ons eintlike woning by die Here is. Want, ons leef deur te glo, nie deur te sien nie. Paulus het al baie safe gekom, en hy was 'n baie intelligente man.
Paulus was iemand wat baie rasioneel van natuur kon dink en alles uit rasionele manier kon bepaal. En hy het die skuif gemaak. Hy het gesê, maar ons leef nie deur wat ons sien nie, wat sin maak nie, wat hier gebeur nie. Maar wat my laat beweeg, wat my laat leef, is hierdie geloof. Dis waarmee ek woeker. Dis waarmee ek doenig bly. Dis my petrol. Leef jy deur net wat deur jy sien? Of leef jy deur wat jy glo? In Engels is dit so bekend, we live by faith and not by sight. Dis ons. Dis wat die Here vra. So daar weer is, kom ons sluit ons oë. En ek wil jou 'n vraag vra, dat jy in jou eie binneste kan antwoord. En die vraag is 'n uitnodiging. Sit jy of beweeg jy? Die geloofshelde was niemand spesiaal nie. Dit was gebroke mense, mense met selfsug, mense met sonde, mense wat gestoei het, mense wat storms geken het, mense wat hulle eie storm selfs gebring het. Al hoekom ons geloofshelde is, want hulle het geleer om te woeker met hulle geloof. Sit jy, beweeg jy? Hemelse Vader, dankie vir hierdie Here. Ons almal soek geloof. Die geloofstories, Here, wat mense se lewens selfs kan verander. Stories waar ons kan rondloop en sê, maar kyk wat het die Here gedoen. En Here, ek glo ons almal het daai stories. Ons almal het 'n sak vol waarmee ons rondloop. Maar ek bid, Here, vir nuwe stories. U is nie klaar nie. Die storie van gister is die storie van gister. En die storie van môre voel anders as die storie van gister. U het nie een wonderwerk gedoen op dieselfde manier nie. En Here, ek bid dat ons nie net op 'n gemaksone sal funksioneer saam met U nie. Mag ons altyd geloof neem om ons besluite te neem vir U. Mag ons woeker met ons geloof. As dit kom by waarvoor ons staan in hierdie lewe, mag ons geloof dit bepaal. Hoe ons bid, Here, mag ons geloof ons gebede bepaal. Hoe ons waardes vasmaak in ons huis van wie ons is. En hoe ons gesin bedryf en hoe ons kinders grootmaak en wat is reg en verkeerd vir ons, mag ons geloof dit bepaal. Mag ons gesprekke met mense gedryf word deur ons geloof, Here. Mag ons woeker. Hoe ons geld bestuur. Mag geloof deel van dit wees, mag dit bepaal, Here. Hoe ons seer bestuur. Hoe ons storms bestuur. Alles van ons. We live by faith and not by sight. So Here, dankie vir U. Dankie dat U nie moeg is om stories te skryf nie. En Here, wanneer ons hierdie stories sien in ons lewens, daar's betekenis. En ek bid dit juist vir die mense wat dalk hier so sit vandag en hulle voel leeg, Here, en dis nie omdat hulle nie U ken nie, dis nie omdat hulle nie bid nie en naby is nie, maar dis omdat hulle nie woeker met hulle geloof nie, Here. Ek bid dat daai volword sal kom, want hulle leef saam met, doen goed saam met U. Miskien geloof. En Here, dankie daarvoor. Wanneer ons so uit die boot uitklim en miskien loop ek op die water. Here, dat daar stories sal wees. En Here, ons begeer hierdie stories nie net vir onsself nie, Here. Ons begeer dit sodat die wêreld mag weet. Die mense wat stoei in hulle geloof mag hoor. Dat selfs die wêreld daar buite, Here, wat wonder oor hoe, waar en wat en vasgevang is in hulle storms kan sien, maar hierdie ou hier langs my in die boot, maar hy sien 'n ander storie, maar hy's ook in dieselfde storm. Mag daai die stories wees van U kinders. Dat ons nie moet rondloop en mense oortuig van jy moet so glo en jy moet dit en jy moet daai. Mag hulle net sien en nuuskierig raak, Here. Sien en begin vra, sien en begin inlê. En mag so, Here, daar volgelinge kom van U. So Here, dankie daarvoor. Ek bid seën elkeen van ons, Here, met 'n miskien geloof. In Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen. Amen.